Goeiedag agterkykers, ons is bly om hier aan die begin van die nuwe jaar weer met u te wees. So by my is Daniel. Goeiedag Bernard en al die kykers. Nou Daniel, jy nie verbrand met al die brande nie, jy is dan nog okay. Jy het nie te veel rook ingeasem nie. Jy weet 'n ou, nou so half in die middel van die somer en 'n ou kan nie glo dat daar was nou die dag was dit winter en nat en koud toe ons hier gesit het nie. Nou is dit net brande en is warm en is hitte. Maar dis mos soos jy Die weer teenoorgestelde. Ja, maar hierdie brande is baie sleg. Jy weet, ons gaan nou so 'n bietjie praat daaroor. Dit is baie sleg vir ons en dit is oorlaster brand alles. Wat het jy daar gekry om mee te begin hierdie week? Man, kyk, dis mos nou die begin van 2017. Dan kry ek hierso in die son dat ek gekry is by deur Spiritual Guidance waar die ou sê 2017 is the year of uncommon harvest. Ongekende voorspoed. Ja, ongekende oes. Ongekende. So dit gaan baie goed. Maar nou ja, mense kan maar 'n bietjie skepties daaroor wees want nou jy kry mos nou profete en dan kry jy profete en dan kry jy die doemprofete. Ja. Dit sê hierso there was a famine in the land and in addition to the earlier one during Abraham's time. So Isaac went to the king Abimelech of Palestine in Gerar. The Lord appeared to Isaac and said, "Don't go to Egypt. Stay where you are. I tell you, live here in this land for a while, and I will be with you and bless you." En dan gebruik hy nog 'n paar voorbeelde hierso en dan sê hy hierso, several prophetic declarations were made by various men of God regarding 2017. Various men of God. Allemaal men of God. Ek weet nie wat se God nie, maar of God. Hy gebruik dit nou so. Dan sê hy so, Bishop Mposi declared in the year of uncommon harvest. Sure. A year of uncommon harvest. Pastor Shakes, nou daai naam klink al klaar vir my bietjie dodgy. Ja. Told his congregation it is a year of extraordinary achievements. Nou ek weet nie wat ek hier kan inlees nie. En hy sê ook hierso, Bishop Surprise, sy naam is Bishop Surprise Medupi, declared the year of taking over. Taking over nou, what? Ek hou nie van daai storie nie. Ja. Daai storie, taking over what? Taking over ons van die armoede verby of is it taking over of taking over other people's property? Dis diefstal. 10 gebooie, so die God wat hier van gepraat word is verseker klaar, blyk nie dieselfde een waarvan ons praat nie. En dan sê dit, wow, all these declarations speak of the same message, coined differently. The scripture above indicates that God is indeed the Lord of the harvest. Maar jy sien, dit is weer 'n verdraaiing van die Bybel, want hulle vat Bybelse tekste wat nie direk van toepassing is hierop nie, dan verdraai hulle dit. Nou is alles harvest time. Ja, en dit sê hierso, child of God, the Lord is with you in 2017 and he is ready to bless you just as he has blessed Isaac. Do not focus on the conditions around you, but rather on Jehovah, the God. En ek stem nie saam daarmee nie. Jy moet werk, jy moet opstaan, jy moet gaan werk in die oggende. Dit gaan nie werk om net jouself in te steur met kondisies om jou nie. As jou kondisies om jou sleg is, ek het gister nog 'n interessante ding gehoor op die radio. Wat hulle ook praat oor armoede en mense wat sukkel om reg te kom en 'n sukses van hulle lewens te maak. Toe vra die ou vir hy het jy vir ons 'n goeie slogan? Sy sê ja, change or die. Ja. Verander of gaan dood. Of do or die, change or die. Met ander woorde, toe sê sy, want dit is die motto wat sy by haar pa geleer het. Ja. Jy kla nie in die lewe nie, jy staan op en jy wees produktief en jy gaan die hele tyd voort. Jy bly positief en jy werk hard. Ja. Vir 'n hardwerkende mens sal daar altyd werk wees. Ja. Nou ek het weer hierso belangrike les hierso. Ons het mos gepraat voorheen van die prophet of doom, né? Ja. Nou hierso is in Zimbabwe prophets of boom. Hulle die prophets of doom dan, prophets of boom promise a change of fortune. Mens hier daar gesê het, né? Prophets in Zimbabwe are coining it literally. Attracted by glossy posters and catchy phrases promising an end to economic misery. Thousands of Zimbabweans flock to the churches hoping that a word from the prophet, nou gelukkig is prophet weer eens in aanhalingstekens, né, would turn their fortunes around in what promises to be a tough new year. Nou sê hulle, but above all, 2017 would be your year. Jou jaar, nou gaan alles fantasties. Dinge gaan nou gebeur. Prophet Emmanuel Makandiwe, founder of United Family Church, said this would be the year of greater life. Congregants were urged to sacrifice and sow seed costing $77, $770, $7,700, or $77,000, about $1 million.
before midnight on New Year's Day. Nee? Day. Dit is daarom nou 'n gimmick soos min. Kijk. Prophet Walter Magaga, founder of Prophetic Healing and Deliverance Ministries, told followers that this would be the year of shifting levels and maintaining them. Nou vra hierso, en hy sê so, kyk nou wat hy sê so. The popularity of prophets in Zimbabwe has soared over the years, fueled by the declining economy. So slegter gaan met die ekonomie, hoe meer gaan die profete vooruit, hoe meer geld kry hulle in en hoe beter gaan met hulle. Dit is ongelukkig mos hoe die mens is. Hoe slegter dit met hom gaan, hoe nader wil hy aan God lewe. Maar toe dit goed gegaan het, toe vergeet hy van God. Ja, maar nou lewe hulle nader aan die profete, nie aan God nie. Wel, hulle sien mos nou die Tragies. profeet is nou die middelman, die profeet is die vals profeet nou. Hy doen homself voor as die ware profeet, maar hy is mos nou natuurlik die vals profete, wat hulle sal, en almal is nou seker ook nie vals nie, maar hulle is mos nou die weg na God. Ja. Want almal het mos nou nie die kennis van die woord van God en van die Bybel Dis so. dis waar die probleem lê. En hierdie ouens sit met die kennis. Ja. En nou, dit is hoekom hulle sê, so baie van daai mense so gullible is, so maklik oorreedbaar is, en maklik, hulle word so maklik van stryd afgebring deur enigiets wat die pastoor sê. Maar ek dink ons moet ons prophet of doom stuur na hulle prophet of boom. Wat daai twee mekaar kan uitdoom en uitboom. Uitblus daarso. Nou ja. Hulle moet net daarso skryf op die bottel, dat is highly flammable, daai doom. Sure. En highly toxic ook. Ek het hierso mees onstabiele tyd in 20 jaar wag op Suider-Afrika. En dit is nou vir ons hele streek met die uitsluiting dink ek van Botswana. Ja. Want Botswana is daarom stabiel en Ja. dit gaan goed met hulle geld eenheid daar en dinge is 'n bietjie sterker as daar by hulle is by ons nog. En dan weer eens is hier maar net 'n dis paar seker dinge. nie 'n profeet wat daai geskryf het nie, nee. Nee, hierdie is ook 'n profeet, maar is meer 'n finansiële profeet sal ek sê. O. So, en dit is nou nog 'n ding, jy weet, vir wie luister 'n ou nou, is vir die van finansiële vir ouens wat voorspellings maak of vir jou sogenaamde profete. Ja, hierdie godsdienstige profete, jammer om te sê, is van die gevaarlikste wat daar is. Verseker, hierdie ouens is ten minste meer Valse profete. bietjie meer, hulle is meer realisties Ja. en hulle sê vir jou wat aangaan. Dit sê hierso, Eurasia Group, the international of die Eurasia Group, die internasionale politieke risiko-ontledingsgroep, maak elke jaar 'n lys van die wêreld se 10 grootste politieke risiko's vir daardie jaar. Die tydskrif Time het die lys vir 2017 gepubliseer en Suid-Afrika het onder die bewind van president Jacob Zuma die 10de plek beklee. Ja, dit is ongeloofliks daarin. Ek was geskok toe ek dit raak gesien het. Jy weet, en dan gee hulle net 'n paar voorbeelde hier waarom hulle dit so sê en ons word nou op dieselfde bladsy gestel daar langs ons vriend hier in die noorde. Hulle number 1. En ja, mense kan werklik waar, want jy weet, dit is nie 'n grap nie. Ons moet daaraan so dink dat dit gaan vir ons almal raak op een of ander manier. En dit gaan tot groot armoede lei hierdie storie. So ja, mense hoop maar werklik waar dat ons moet natuurlik bid daarvoor dat die Here ingryp in hierdie land. Daar is nog steeds baie Christene in ons land en dat die Here ons wys en miskien daar vir mense wys dat hulle die regte leier kies, dat iets reg kan begin gebeur in ons land, want ons kan nie so aangaan nie. Presies. Nou hierso is weer werklikheid en hierdie is nou weer Moody. Dis nou nie die profeet Moody nie, dis maar net die gewone Moody en hy sê Moody's verwag 'n moeilike 2017 vir Afrika suid van die Sahara. Soos in spite van al hierdie sogenaamde geestelike profete, sê Moody's nee. Die vooruitsig is negatief te midde van druk op likwiditeit, lae groei en politieke risiko. Volgens Moody gaan 'n uitdagende jaar wees. Nou ja, wie glo jy? Moody's of daardie valse profete? Ja, jy weet ek het hierso ingekry, it's going to be a taxing year. Jy weet dit is een van die maniere hoe hulle kan vat van die wat het om te gee aan die wat nie het nie. Ja. As hulle sê hierso, the tax will also probably take the form of a levy instead of an excise tax. It is a distinction that primarily keeps the sugar tax revenue from becoming part of the South African customs. So met ander woorde, hulle kan dit met enige ander vorm van belasting ook doen. Ja. Dit word 'n levy. En so kan hulle vat en gee aan ander. En so het die mense minder uit en gaan hulle nie beter nie, gaan slegter. Nou ja. Ek dink ek moet hierdie prentjie uit die Mail and Guardian moet ek 'n bietjie stuur vir al hierdie prophets of boom. En daar staan dit, lyk amper soos 'n taxi driver hierso. En nou kyk hy in sy spieeltjie daarbo en daar's fees must fall 2016
end corruption, Zuma must go, jobs land. Nou kyk jy uit by die venster, nou sê hy presies dieselfde. Fees must fall, service delivery now, Zuma must go, end corruption, jobs land. Nou sê, what's so new about the new year? Baie belangrike vraag daarin. Hoekom sal die ewe skielik nou beter gaan? Ja. Daardie profete, hulle vang die mense vir 'n grap. Ek het 'n lekker spotprentjie hierso gekry daar waar die Zuma die deur oopmaak daar en hy kom aangesing daar. Hier is ek weer met my skandale voor jou deur. Amper soos 'n liedjie daarin. Dit is 'n liedjie, jy kan mos die note sien daar soos hy inkom daar, maar Suid-Afrika keer hom net daarso of En probeer hom keer. bo links staan nommer 1 steeds die grootste probleem. Jy weet, ons weet nou, ons hele land weet nou dat hy is die grootste probleem. Ja. En ek het jy weet, ek het gaan opsoek want ek het onthou daar's 'n versie in die Bybel. En in Matteus 18 vers 8 sê dit vir ons daarso. Ek sal dit gou vir ons lees. En dit is wat my punt is as ons Christelike leiers in hierdie land so korrek Christelik ingestel was en hulle die woord van God geken, dan sou hulle geweet het. En as jou hand of jou voet, dit sê nou vers 8, jou hand of jou voet jou laat struikel, kap dit af en gooi dit weg van jou af. Dit is vir jou beter om in die lewe in te gaan, krepeel of vermink, as om 2 hande of voete te hê en in 'n ewige vuur gewerp te word. Zuma is ons hand wat 'n probleem veroorsaak. Dit is nou maar so, almal weet dit. Ons moet ontslae raak van hom, die mense moet ontslae raak van hom. Solank daai lidmaat of ledemaat aan die lyf gaan bly, gaan daai liggaam struikel en 'n probleem hê as gevolg daarvan. Dis nie maklik om hand af te kap nie, né? Dit is nie maklik nie. Nou ja, hierso weer het ons presies jou maatjie Zuma daarso en daar sê hy, don't give me another 2016 please. Pressed for time. Daar staan Zuma, kyk na sy horlosie. President Jacob Zuma's tactics exhausted journalists as he dominated the headlines throughout the year, all for the wrong reasons. Nou ja, ons hoop maar, dit is beter hierdie jaar as laas jaar. Jy weet, en dit is nog 'n ding, as hierdie kerkleiers wat so opstaan, as hulle bymekaar kom, glo ek dat hulle moet, in die Bybel sê ook daar vir jou, jy sal die korrekte leier, as jy die korrekte leier, bid vir God, dan sal hy vir jou die korrekte leier gee. Maar dan moet jy kies, 'n ou met die regte agtergrond, hy moet, soos hulle sê in Engels, principles centered wees. Ja. Daar moet integriteit in die man wees. Hy moet sy praatjies direk op die Bybel baseer. Presies, want onthou hy doen dit in elk geval, hy sê mos in elk geval 'n klomp uitlatings oor die Bybel so. Maar uit buite konteks. Presies. Jy weet so, hulle moet dit binne konteks hou en dan moet hy ook staan. Hy moet put his money where his mouth is, soos hulle sê. Ja. Hy moet staan by wat hy sê. Ja. Ek het hier nog 'n prentjie hierso wat ook een van die weer eens soos goed wat hy buite konteks sê en goed wat hy sommer net kwyt raak omdat hy nou sien hy's besig om die stryd te verloor daarso. Aan die een kant, aan die verloor kant staan hy so die verkiesing van 2016, korrupsie, faksiegevegte, eie belang en dan aan die ander kant die pluspunt. Hy dink nou hy gaan die ding omswaai hierso. As dit nie die skel gaan swaai nie, dan weet hy nie. Ja, grondonteeneming. Grondonteeneming. Die arme boere, die arme boere. Jy weet nou sê hy sulke goed, maar die ding is 'n ou dink daar aan die arme boere. Maar wat ek sê is, dit is die mense van Suid-Afrika wat gaan swaar kry, want jy kan vir jouself mos nou indink. Die laaste ding wat ons wil hê is boere wat voedsel produseer. Ja. Laat daai ouens moet wegval. Ja. Met hulle kennis, hulle dissipline, hulle Christendom. En harde werk. Hulle loof God, hulle prys God. Daai ouens, die meeste van die boere is godvreesende mense. Want hulle is afhanklik van die weer. Precies. Afhanklik van Hulle verstaan hoe dit werk. Ja, Die Here seën hulle in hulle besighede. En as 'n mens daai tipe van mense nou moet verloor, wat gaan jy in hulle plek kry? Ja, ja. So dit is nog 'n gebed van ons kant af, jy weet dat ons moet hoop en bid dat dit werklik nooit gebeur het nie en dat daar wel mense is, die prentjies wat ek nou van tevore gewys het daar van ons vriend hier in die noorde, ou Robert Mugabe, laat daai situasie nooit in Suid-Afrika afspeel nie, want as dit moet, ek en jy hoef nie eens te dink wat hier verder sal gebeur nie. Dan gaan ons 10.000 prophets of boom kry om daardie tee te werk met die klikspel. Nou ja. Hier is 'n interessante enetjie wat ek gekry het en dit is uit 'n oorseese tydskrif International Express. 1.2 million Brits have lost cash to email scams. En hierdie is 'n belangrike punt wat ek hierso onder die kykers se aandag wou bring. En hier praat hulle, maar dit is van toepassing in ons land ook, maar dit is ongelooflik. More than 1 million middle-aged Britons have fallen victim to email scams as fraudsters target the growing sums of money which are managed online.
En hulle sê veral people aged 75 plus are most at risk. En hulle sê they've been targeted 20 million people with 1.24 million people falling victim to this con. Kan jy dit glo daar? Dan sê hulle with phone calls, this is higher than with phone calls, 1.19 million people losing their money. Nou as dit so gegaan het, dan gaan dit nie noodwendig beter gaan in die nuwe jaar nie. En ons kykers moet net pas op. Jy weet, ek kry partytjie wel elke tweede dag op die foon. Dan iemand, hy klink soos 'n Indiese aksent, dan sê, please go to your computer quickly. There's a problem with your computer. Dan wil jy moet dringend gaan en daar so dinge in tik daar en dan kopie hulle al jou geld daar uit die dinge. Dan vra ek altyd nou, maar van waar is jy? Nou I'm in Cape Town. Hoe in Cape Town? Daar ken hy nie Cape Town nie. Hy weet nie waar hy is. Hy sit oor see. Soos as hierdie hele groepe mense, the older generation are more likely to be targeted. Nou ja, soos die mense moet pas op, soos die nuwe jaar kan vir baie mense van hierdie scams in ons, hoop maar net, ons mense val nie vir die scams nie, moet nooit oor die telefoon of oor die e-pos inligting gee van die bankstaat of 'n privaat sake nie. Dan eerder, rather the devils you know than the devils you don't know. Dan deel ons eerder met hierdie ouens, as met daai ouens wat jy nie ken nie. En kyk jy goed wat hulle vir ons gaan lewer. En hier's maar net weer en sê, vergeet van 'n beter 2017. In die jaar 2016 was Suid-Afrika se demokrasie telkens in die waakeenheid. En die kanse is skraal dat 2017 die blaaskans gaan oplewer. Hier is van die aspekte om dop te hou, en dan gee hulle nou net 'n paar goeders daar, en ons hoef nie daardeur te gaan nie. Ons weet ons nou waar dit gaan. Ek sê nog steeds, 'n mens moet hoop hê, ons moet aanhou bid, maar ons weet nie wat môre kan gebeur nie. Ek dink jy het 'n paar foto's daar gehad van boere wat goeie reëns gekry het ewe skielik. In een stadium van die geveg, toe lyk dit of alles, dit was doem. Ja. Jy weet, hulle is verdoem gewees, hulle oeste is daarmee heen. En op die laaste nippertjie die reëns deurgekom. En daai boere het fees gevier. Ja. Want hulle oeste is gered en nou kan hulle kan weer saai vir die volgende oeste wat voor lê. Nou is die so 'n stukkie wat daar sou staan. Dit sê hierso, where are our truth-telling songsters? En nou praat Bruce Springsteen hierso. Hy sê, nou vertel hy van Dylan. Bob Dylan, the first time I can remember being exposed to a truthful vision of the place I live. Nou praat hy hoe Bob Dylan waarheid vertel het in sy liedjies. Hy het mos die Nobelprys geken. Want hy het die werklikheid daarso oor gesing, né? Die werklikheid van poverty, unemployment, disaffection, hopelessness daar. En hy sê, all our artists using these songs to keep us honest. He's been singing about poverty, unemployment, disaffection and hopelessness for the past 35 years. So ons hoop hulle sing oor die waarheid en nie oor valse beloftes nie. Ja, ek het ook hier in die burger 'n mooi enetjie gekry hierso. Dit sê daarso, staan altyd op vir die waarheid. Dis nou 'n goeie nuwejaarsvoorneme daarin. Jy sien, as jy dit toepas, as elke liewe persoon in Suid-Afrika dit toepas, en as ons kinders leer om dit toe te pas in hulle jong lewentjies, kan jy vir jouself indink wat se wêreld gaan ons in. Dan ons feitelik hemel op aarde. En dit is soos 'n belegging wat jy maak in jou mense se toekoms. Ja. In die integriteit van die toekoms van jou mense. Ja. Dit sê hierso, ons begin die jaar grootliks met dieselfde twyfelagtige karakters saam met ons op die pad. En dit is waar ons teruggaan aan wat ek net nou gesê het. Kap jy hand af, raak ontslaaf van daai hand wat steel. Die verkeerde dinge. Die verkeerde dinge in jou lewe, wat in jou lewe is. Raak ontslaaf daarvan. Trek hulle uit wortel en tak. Selfs al wil ons glo dat dinge aan die verander is, besef ons telke male dat die veranderinge waarop ons gehoop het, veral op maatskaplike gebied, nie so eenvoudig en reguit lyne loop nie. Ja. 'n Onlangse voorbeeld wat hierdie kringlope van geskiedenis uitbeeld, is aan die aandrang dat kerke en geloofsleiers hulle liefs uit die politiek moet uithou. Met ander woorde, nou waar bly stil, moenie praat nie. Presies, die werklike kerkleiers moenie opstaan vir die waarheid nie. Jy sien. Ja. Het ons hierdie klanke nie al ergens in die donkere verlede gehoor nie? Ja, ons word uitgedaag om die waarheid oor onsself en oor ons gemeenskappe en oor ons landbestuur voor die oë te hou. Hoe moeilik en verskriklik daardie waarheid ook al is. Soms is die waarheid nie lekker nie. Dit is the naked truth. Is mos nie 'n lekker ding om te aanvaar nie. Dit is net hierdie waarheid
wat 'n nuwe begin moontlik maak, wat vry maak. Hosea 4 vers 6 sê, the truth shall set you free. Ja. Vryheid beteken dat jy gaan nie baie worries hê nie. Ja. Jy weet, jy glo en vertrou op 'n God wat na jou gaan kyk. Jy loop op die pad van die waarheid en ja, ons hoef eers te dink daaraan hoe ons leiers moet voel op hierdie stadium nie, want daar word goed gesê in die toesprake wat hulle weet wat leuns is en wat hulle weet direk van toepassing is op die dinge wat hulle doen, maar dan word daar gesê dit moenie gedoen word nie. Jy weet, ek het hierso nou 'n baie interessante stukkie, dit is hierso Thought of the Day, en dis nou William Penn, British religious leader, 1644 to 1718. Nou sê, truth often suffers more by the heat of its defenders than from the arguments of its opposers. En dis veral met die valse profete, waar hulle al daardie verkeerde dinge daarso so sê, waar hulle die waarheid daarso 'n knou toedien daarso. Ai. Ja, jy weet, hier het ek nog 'n prentjie daarso, 'n jaar van vuil gevegte lê voor. En daar sou Cyril Ramaphosa en Nkosazana Dlamini Zuma wat nou in die marathon is daar vir presidentskap in ons land. En selfs wat daai hele kwessie aanbetref, daar is ook 'n klomp groot leuns wat aangaan nou daar. 'n Klomp van die faksies wat wil hê sy moet die leier word omdat sy 'n Zuma follower is, soos hulle sê. Ai. En nie Cyril Ramaphosa wat eintlik 'n goeie leier kan wees vir ons land nie. 'n Baie beter leier nie. Weereens, as hulle net gaan opstaan vir die waarheid, die mense wat sien wat aangaan in ons land, dan kan dinge beter gaan. Met ander woorde, hier kan 'n keuse gemaak word. Dis in die regte persoon om ons land te lei. Jy weet, die Bybel vertel ons wat gaan gebeur. En die Bybel se verhaal is nie net goeie nuus nie. Ja, die Here wil ons seën. Hy wil hê dit moet met ons goed gaan. Maar as ons kyk hierso na die profetiese rede daarso, vanaf vers 3 af. Nou ek gaan een vers lees, dan lees jy 'n vers daar tot by vers 14. Dit sê so: nadat Jesus op die Olyfberg gaan sit het, kom die disippels alleen na hom en vra: sê vir ons, wanneer sal hierdie dinge gebeur? En wat sal die teken van u koms aan die einde van hierdie wêreld wees? Wat gaan die teken wees? Wonderlike dinge of wat? En Jesus antwoord en sê vir hulle: pas op dat niemand julle mislei nie, want baie sal onder my naam kom en sê, ek is die Christus, en ek sal baie mense, en hulle sal baie mense mislei. Ja, dit is hierdie nuwe valse profete wat mense mislei. Dan sê hulle: julle sal die rumoer van oorloë en gerugte van oorloë hoor. Pas op, moenie skrik nie, dit moet kom, maar dis nog nie die einde nie. Soos die toekoms is oorloë en gerugte van oorloë, nie net wonderlike vrede en geluk nie. Presies. Want die een nasie sal teen die ander nasie opstaan, en die een koninkryk teen die ander, en daar sal hongersnode wees, en pestsiektes, en aardbewings op verskillende plekke. Nou jy weet, net daai sinnetjie nommer 7, vers nommer 7, daai stukkie alreeds, daar is nou meer van hierdie dinge wat gebeur as op enige ander stadium op hierdie aardse geskiedenis. Ja. Wat nou, dit is amper half of dit is 'n piek wat dit nou bereik. Hongersnode, aardbewings en brande. Al die dinge is geboortepyne, die begin van die nuwe tyd, die begin van die einde. Die mense sal julle oorlewer om mishandel te word en sal julle doodmaak. Julle sal deur al die nasies gehaat word omdat julle my naam bely. Soos mishandeling en doodmaak is ons voorland, nie net ongekende voorspoed en welvaart nie. Jy sien, en dit sê hierso deur alle nasies gehaat word ter wille van my naam. Nou God se naam is die dinge waarvoor God staan, sy gebooie. Ja. Al hierdie dinge wat aangaan, die regte wat mense kry, waar jy nie meer mag sê om homoseksueel te wees is verkeerd nie, alhoewel die Bybel sê dis reg, mag jy nie meer sê nie. Dan word jy gehaat omdat jy word gesien as 'n radikaal persoon. So met ander woorde, alles wat ons gaan voorop staan vir die woord van God, die wette van God, gaan radikaal gesien word en eventueel gaan ons gehaat word daarvoor. Dis al hierdie dinge is besig om waar te word. Jy gaan 'n fundamentalist genoem word as dit gebeur daar, né? En dan sal baie tot struikel gebring word en mekaar verraai en mekaar haat. En baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei. Presies wat ons sien in ons koerante elke dag hierso, né? Nou kyk hierdie vers 12 hierso. Omdat die minagting van die wet van God sal toeneem, sal die liefde by baie verkoel. Dus hier sê dit, die minagting van God se wet. Jy kry vandag kerke. Wat sê die God se wet is afgeskaf. Ons is onder genade. Jy moenie jou steun in God se wet nie.
Nou jy kan net onder genade wees as daar 'n wet is. As die wet afgeskaf is, dan is genade daarmee heen, né? Soos die wet van God sal geminnig word. Dit is 'n eindtyd voorspelling daarin. Ja, en dan sê dit, maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. Ja. Onthou jy, ons het laasweek gepraat van, jy moet uithou, jy moet aanhou. Ja. Nie elkeen sal gered word nie, maar die wat volhard tot die einde toe, hy en sy sal gered word. En hierdie evangelie van die koninkryk sal in die hele wêreld verkondig word, sodat al die nasies die getuienis kan hoor. Eers dan sal die einde kom. Soos die Bybel voorspel nie net tye van voorspoed en wonderlike tyd nie, as ons die hemel is ja, maar nie op aarde nie. Ja. Nou, jy weet, ons het net daarvan gepraat, dat as jy kyk na al hierdie dinge wat nou gebeur om ons, en dat die mense nog nie kan besef, en hierdie mense almal wat al hierdie verse so irrelevant of soms so uit die Bybel uittrek. Maar as uitgehaal, as jy kyk, die Ou Testamentse verse wat niks te doen het met die eindtyd nie, die eindtyd is veral in die Nuwe Testament. Ja, Dan verdraal die Ou Testamentse teksverse. Maar dit is vir my so dat hulle dit selektief mis hulle die verse, hierdie verse, hoe die eindtyd gaan wees. Nee, want daar word gepraat van valse profete. En hulle wil self nie vir hulle self expose daar voor die mense nie. Ja, jy sien? Baie slim. Maar gelukkig weet ons kan vertrou op die woord van God om vir ons 'n akkurate ding te gee, en al wat ons hoef te doen is, ons hoef net elke dag te gaan kyk wat in hierdie wêreld aangaan, en dit speel alles af voor ons daar, soos die boek dit sê dit gaan gebeur, en dit gee vir ons weer eens 'n klomp vertroue in die God wat ons dien, dat dinge wel so gaan gebeur, soos dit in die woord van God vir ons sê. Jy weet, dit voel asof mense al hoe nader aan die hel kom, en dit is letterlik aan 'n sekere sin so, want die tyd stap aan, die hemel en hel kom nader. Ja. Maar hierso aan die Kaap hierso is daar 'n brug nie. Berge lyk soos die hel. So, ja. Al die brande hierso. Kyk hierso. Brande, hierdie brug hier. Brande bring pyn en trane. Nie vrede opgewondenheid nie, die toekoms, die huidige toekoms nou, is pyn en trane. Die Boland is aan die brand. Dinge gaan sleg hierso. 1 week, 629 brande. Nou ek sien, jy het 'n brug daar presies oor hierdie ding. Ja, wel, ek het dit hier gekry, is hier kom in die burger gewees, 629 brande in 'n week bestry. Absoluut ongelooflik skokkend. Dit sê nagenoeg tussen is plus minus 54 tot 60 miljoen rand se skade is in die Somerset Wes in die Boland area aangebring nou, of net in daai Somerset Wes brande. Ja. Daar. En volgens Smith bestry 300 brandbestryders op enige gegee tyd brande. 300 op enige tyd. Vanoggend toe ek uit Grabouw uitry, toe is daar weer 'n nuwe brand agter in die berge, wat gister nie daar was nie. En dis nog behalwe die helikopters en al die ander. Presies. Die ouens met die helikopters staan nou al op standby by die groot damme. Nou jy weet, ons water in ons damme is al reeds min. Ja. Nou hoeveel van daai water word gebruik om hierdie brande te bestry? Ja. Dit is net die een slegte ding op die ander. 'n Brandstigting word vermoed. Die inligting is op die media-konferensie in die Strand aan Des van Rooyen, minister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake voorgelê. Baie strukture is verwoes, sê hy. Dit sê, dit kos baie geld om hierdie bemanningslede aan so 'n brand te blus. Ons het verneem dat van die brandbestryders hulle vakansies moes kortknip om mense se lewens te red. Ja. Baie. En dan sê dit hierso, volgens Smith word die moontlikheid van brandstigting ondersoek. Mense met inligting moet na vore kom. Ons is bereid om 'n beloning te betaal. Nou jy weet, daar is dit laat my herinner aan 'n versie, ook weer eens in die boek van die woord van God. Toe Samson kwaad geword het vir die Filistyne. Toe het hy gegaan hierso in Rigters 15 vers 4. Toe gaan Samson en hy vang 300 jakkalse en hy neem fakkels en draai stert teen stert en sit 'n fakkel in die middel. Tussen elke stert. En hy steek die fakkels aan die brand en hy los hulle in ongesnyde graan van die Filistyne. En hy het die miede sowel as die ongesnyde graan en die wingerde en die olyfbome aan die brand gesteek. Ai. Dit is 'n wraak daad wat hy daar toegepas het. Nou, 'n mens wonder werklik hierdie brande wat so aangaan in die Wes-Kaap, want dit is verseker, ek het 'n rubriek hier, nog 'n rubriek hier wat vir jou duidelik ook sal sê, daar's 'n manier wat hierdie brande net sommer so kan ontstaan nie. Ja, daar's geen weerlig hier in die Kaap nie. So iemand gaan en steek hierdie brande aan. Presies. Aspres. Presies. Word dit gedoen. En dit is miljoene rande se skade wat gelei word. Ja. Maar die probleem is hier, dis nie een spesifieke ou nie. Meeste van die tyd is dit grond wat nogal behoort aan die regering ook. Ja, staatsgronde. Ja, en baie keer is dit natuurbewaringsgronde. Natuurbewaringsgronde. Waar baie diere is en plante en bome en bokkies, al die dinge. Oh,
Jy weet. Vreeslik. Nou, hierso is nou 'n brug, presies hierso wat hy aangaan, en dis nie goeie nuus nie. Hierso is die vraag hierso. Die man vra, kan ek herbou voor ek sterf? Dis nou Henk Marus wat so praat. Nou hierso in die hoekie wil ek eerstens wys, dis hoe die spoggerige Besweni Lodge eens gelyk het. Nou ek was daar gewees, by die plek gewees laas jaar. Ja. En die bo, hoe dit nou lyk nadat dit uitgebrand het. Natuurlik die grasdak, die wind waai, daar die brandsels op, dan tref die grasdak en daarmee is. Hier is Henk Maree, die eienaar daar, né? Hy is 76 jaar oud, 'n Nederlander, het die 4-ster Besweni Lodge 12 jaar het gebou met die visie dat dit die mooiste landgoed in die Weskaap moet wees. En dit was van een van die heel mooiste plekke waar ek ooit was. Nou is alles afgebrand. Nou sê, hy is laas jaar gediagnoseer met 'n aneurisme in sy regterbeen. Hoe los ek die probleem op my ouderdom op, het ek gister gevra. Ek weet nie hoe lank ek nog het om te leef nie. Miskien sterf ek volgende jaar. Nou ja, sterf met hierdie so skok aan die mense stel. Jou hele lewensbelegging, al ideale, op in 'n brand net so. Maar kan jy vir jouself nou voorstel, wat se deursettingsvermoë so 'n persoon het om nou weer aan te gaan? Jy het God aan jou kant nodig. Dink jouself nou net daaraan, jy verloor alles. Die lodge moes seker 30-40 miljoen gekos Baie het. miljoene gekos. Dit was ongelooflik. Om so iets te bou in daai area en goed, en nou is alles weg. Ja. En nou jy die nadeel aan jou kant, jy's oud en jy's siek. Ja. Dit gaan deursettingsvermoë Jy weet, kos. ek sien jy het nog geprent daar. Hierso is nou weer 'n brug, né? Vlamme verteer Taalhuis. Ja, ek het dit hierso gekry in die burger. Jy weet, en dit lê na in ons almal se harte. Dit was toevallig die huis gewees van een Tosius, wat een van die vertalers was van ons van die woord van God, van die Bybel. Ja. Hy was ons digter gewees, Tosius, en ons almal ken hom, ons garde ken almal vir Tosius. Ek weet nie of die jonger garde Al nog ons vir Tosius historiese onthou nie. monumente daar. Jy weet, en dit is ongelooflik. Die vlamme verswelg maandag die huis waarin die eerste Afrikaanse taalstryder S.J. de Tooy en sy seun die digter Tosius gewoon het. So. Jy weet, Skokkend. en as mens kyk net na die prentjies hierso, dit sê die geboue op die Augusta Kleinbos se spoggerige bierplaas, die gaste, die wynplaas Druk My Niet, het ook afgebrand. Die meeste van die gaste kothuise, die plaasbestuurdershuis en die hoofopstal is in die brand vernietig. Mense hoef nie eens daarop in te gaan, die meubels en die antieke goed wat daarin was, en die portret, die skilderye. Jy praat nou daar so oor die meubels. Hierso is nou nog prente en hierso wys dit daarso daardie huis wat in 1687 gebou is en verwoes is, net 'n mirasie. Hier is die wingerde en hieronder is dit enkele borde en koppies en 'n ou stoof is al wat oorbly. In die van die kombuis in die Heerhuis Druk My Niet. Soos alles is daarmee heen, absoluut ongelooflik. Jy weet, nou kan die mense kan verstaan hoe ou Job gevoel het toe hy alles verloor het. Ten minste het hierdie mense nie lewens verloor nie. Maar Job het dit alles verloor en hy het nog sy kinders se lewens verloor. Hier is nou 'n stuk Government launches manhunt for arsonists. En daar wys die prent daar devastation, an aerial view of the devastation, the fires in Somerset West, Stellenbosch en Grabouw. The damage amounts to more than 54 million. Nou jy gaan vanaand nog oor daardie berg ry, terug huis toe. Nou het hulle 'n spesiale polisie-eenheid wat dit ondersoek. Most of the ignition sources clearly show that humans are responsible. Absoluut skokkende skande dat mense so brand steek daar. Dit sê hierso in 'n stukkie, die brande vereis strenger optrede. Jy weet, en dit laat my dink aan die wette van God ook. Dat wanneer jy in 'n huishouding is as die pa en die ma, ons moet streng optrede dat ons kinders God se wette leer en dit toepas in hulle lewens. Ja. Wette moet toegepas word. Nie ander mense se goed beskadig nie steel nie afbrand nie te kere gaan nie. Jy weet, dit sê hierso dat in die Weskaap kan natuurlike oorsake soos weerlig in die huidige weeromstandighede buite rekening gelaat word. Met ander woorde, daar's nie weerlig nie. Nee. 'n Mens kry die gevoel dat die brande in die somer amper as normaal aanvaar word. Ek kan partykeer nie glo hoe hierdie ouens net ewig gedwee gaan en net die vuur gaan blus nie. Dit kos hulle honderde duisende en hulle gaan doen dit maar net jaar en jaar. Hulle soek nie vir die ouens. Die brand weer aangesteek, sommer volgende dag weer aangesteek. Maar hulle besef nie, dit kos hulle miljoene nie. Ja. Vat eerder 'n paar 100 000 rand, sit 'n paar soldate op grondvlak en patrolleer die berge. Ja. En as jy die ouens vang, pas die wette toe op hulle. Ja. Jy weet, dit sê hierso dat
Dit is onwaar dat 'n brand nie sonder 'n vlam of 'n vonk of 'n kool kan gebeur nie. Ja. Word die ondersoek gedoen om die skuldiges op te spoor? 'n Mens lees selde ooit daarvan dat iemand wat vir die onsaglike skade en koste verantwoordelik gehou was. In ander lande soos Australië, waar die veroorsaking van veldbrande as 'n baie ernstige misdaad beskou word, Ja. dan sê dit ook nie so, as daar lewensverlies was, word 'n moordklag ingedien teen jou. Maar in lande soos Australië, Nieu-Seeland en al daai lande, is daar wet en orde en die toepassing daarvan. Ja. In ons land, daar's baie goeie wette, maar geen toepassing nie. Dit is 'n probleem. Wat sal dit ons help dat ons het die wette wat vir ons gegee word en die riglyne wat vir ons gegee word en ons pas dit nie toe nie. Presies. Ai, nou ja. Hier's net nog 'n prentjie wat wys daar hoe die brand, die vlamme uitbars uit daardie deur uit. En hierso is nog ene, praat hierso van die Cape of Flames. Attractive reward mooted for information on arson spree. Bo prent wys hoe die berge afgebrand is. Hierso regs 'n huis aan die brand. Net onder dit, hier is 'n Dutois kloof aan die Parel. Huise daar afbrand ensovoorts. Absoluut skokkend wat hier gebeur. Jy weet, en ons het nou gepraat van wette wat toegepas word. Hier het ek my volgende onderwerp, en ek het 'n stuk gelees in die koerant, Life for Drunk Driving. Hulle wil nou baie ernstig optree teen dronk bestuurders. En soos ons almal weet, het ons natuurlik weer rekords gebreek hierdie jaar in ons land. Of is daar weer rekords gebreek oor dronk bestuurders en ongelukke en die dood op ons paaie. Maar hoor nou hierdie ene. Die Minister of Transport, Mrs. Peters, said the department is looking for reclassification of drunk driving to be made as serious as a crime as rape, murder or attempted murder. Ja, Nou- hulle moet brandstigting ook net so Presies. en net so maak, nie? Presies, want dit kos hulle baie meer Ja. jaarliks as ongelukke in goed. Hierso is ook 'n prentjie van haarself met drunk driving change, né? En hulle sê they want to make it a Schedule 5 offence with a minimum of 15 years in jail. Nou kyk dan. Nou kan jy jouself voorstel as hulle daai tipe van ding hou en hulle gaan sê dit oral deur ons land. Ons Dat- jaag en drink te veel. As ons vir jou vang, 'n vuur aansteek of loop in 'n plek waar jy nie moet wees nie en daar het 'n brand uitgebreek, Ai, dan het jy groot moeilikheid en jy kan toegesluit word. jy weet hierso is nou 'n stukkie, pragtige stukkie van 'n boer wat huil. 'n Boer wat huil. Boer huil alleen in bakkie, maar die keer van dankbaarheid. Ja. Dis nou 'n boer daarso in die noorde en hierso wys 'n prent. 'n Sopnat mielieland naby Botawil. En dan sê hierso net Sarel Bester van die plaas Pensdale 30 km noord van Vryburg. Sê dit was droog my maat, ons voer elke dag die beeste van my af. Ek is nou besig om die beeste deur te ry, hier is pannewater. Hoe sê 'n mens dankie? Hoe sê 'n mens dankie? Jy huil maar alleen in die bakkie, maar die keer van dankbaarheid. Ja. Die keer, ek wens ons kon almal uit dankbaarheid huil en nie van tragiese afbranding soos wat daar aanhoudend gebeur nie. Ek weet nie of jy al ooit in daai wêreld was nie in Botawil, as die mielieoes te groot is daarso nie. Het jy al ooit daar deur gery? Pragtig. Jy kan nie glo wat jy sien nie. Hoe daai rye mielies staan, dis amper asof daai rye mielies gemeet is. Ja. Per meter, presies gemeet is. Ja. Daar's nie 'n fout op daai lyne nie. Hulle is so reguit soos 'n roer, soos hulle sê. Ja. Met ander woorde, daai ouens weet wat hulle doen. Dis 'n lieflike gesig daar. Dit is ongelooflik om dit te sien. Jy weet, die Bybel sê mos jy moet plant en jy sal die oes kry daarso. Jy weet, en daai ouens het hoop gehou en hulle het aanhou bid en hulle het hulle dankbaarheid gekry. En weer eens besef 'n mens net, en dit gaan vir ons almal, in jou besigheid en my besigheid en ons almal. Die Here sal altyd vir ons deurkom op die einde. 'n Mens moet net uithou en aanhou. Ja. Jy moet vasbyt. Om vertrou, eerlik optree, mense reg behandel. Hier's nou 'n ander ene, heel interessant, omdat te gaan na 'n ander onderwerp en dit is nou oor Donald Trump. Maar kyk wat staan hier so. Nie 'n new world order nie, maar 'n new world disorder. So. En daar links is Donald Trump met horingkies. Ek sien hulle het hom sommer daar uitgebeeld as hy en nou Putin as die twee duiwels. Putin met al die horingkies. Nou ons dan conflicts of interest. Conflicts of interest. Maar hopelik kom hulle 'n bietjie nader aan mekaar daar. Ja, Wat nee, het jy daarvan? ek het ook 'n mooi in hier so 'n comment en analysis gekry in die Mail and Guardian. In a right wing we trust. Dis ons normaalweg in God we trust. Ja.
Nou daar so Trump met sy profiel weer daar so en hy hoe sal ek sê hy is mos so hy selfversekerde glimlag van hom. Ja. Jy weet en dit laat my dink aan dit sê hierso think 2016 was bad, 2017 holds more. En dan sê dit globally a win for neo-fascism is also a failure of neo-liberal left to truly dismantle inequality. Nou die ding wat hier aangaan is wat reg oor die wêreld aangaan is en ons praat die hele tyd oor wette en toepassing van wette. Mense reg oor die wêreld is besig om keelvol te raak vir dinge wat nie meer werk nie. Ja, hulle wil wette toegepas sien. Hoekom werk dinge nie? Dis omdat mense afwyk van wette en strukture af wat daar gestel is lankal terug vir ons. Ja. En nou kom hierdie verregse tipe van leiers in. Want hulle is mos nou rigid militaristies en hulle wil dinge instel. Hulle wil orde terugbring. En dit is hoekom meer en meer mense beweeg na daai kant toe want dinge werk nie meer nie. Ja. As hulle maar net geluister het van die begin af vir die dinge wat ons moet toepas elke dag en dan gaan dinge mos nou baie beter gewerk het. Ja. Hier's nou 'n interessante prent hierso. En dit wys weer eens daarso vir Putin en Donald Trump. En daar's Donald Trump. Daar oefen hy nou op die fiets daar en nou meet al sy bloeddruk. Oral in sy arms daarso al die koneksies, né? Te kyk, hoe is jou mediese toestand? En nou daar staan Dr. Putin. Hy kyk op sy komputer daar, wat is sy uitslag nou daar? Nou sê Donald Trump, yes, we can win this. En daar wil Putin nou vir my inspuiting gee daar, heel interessant. Maar wat ook interessant is dat hierso is 'n berig, en dit sê, in unscrupulous Putin, strong hand of Tsar and Bolshevik shows again. En dis geskryf deur professor Gerrit Olivier, South Africa's first ambassador to Russia, and now with the Department of Political Sciences, University of Pretoria. En nou sê hy sê, looking back, the West is largely to blame for losing Russia and for the rise of Putinism, repeating in a way the mistakes of the Treaty of Versailles and the harbinger of the Second World War. Interessante stuk wat ek nie nou hierso sal op ingaan nie. Daaronder is ook weer 'n prent van Putin en ons vriendie Donald Trump daar, maar dit sê omdat die Weste Rusland verkeerd behandel het, is daar nou daardie krisis en hopelik verwag dat Trump sal weer daardie verhouding regstel so meer vrede in die wêreld kan wees. En jy weet ons het begin van die program gelees uit Matteus 24. Ja. Daar gaan oorloë en gerugte van oorloë wees. Hierdie is 'n groot ding wat aangaan in die wêreld nou. Ons praat nou van hierdie aardbol van ons. As dinge daar skeefloop, dan kan dinge baie skeefloop. Baie skeefloop, ja. Vir die hele wêreld van ons. Ja. Jy weet en dan as mense so gaan kyk na Matteus 24 gaan raak ou 'n bietjie bang want wat as dit so gebeur? As daar nou dalk die verkeerde goed want albei hierdie ouens hulle is redelik wispelturig en hulle kan vinnig hulle mere verloor. Jy weet so daar kan dinge maklik skeefloop. Maar ons hoop maar dat dit sê hierso Donald Trump se goeie les vir al die millennials. Ons hoop dan maar dat die dinge wat Trump gesê het, hy gaan doen en hy gaan toepas. En dat hy meer na die goeie kant toe gaan swaai. Dit sê hierso Trump se ondersteuners is nie net hillbillies nie. Nou hillbillies is minder geleerde mense daar van die suide van Amerika af mos nou. Arm mense wat nie goed geleerd is nie en hulle weet nie van baie nie. Hulle is fabriekwerkers wat afgedank is in Detroit nadat Amerikaanse maatskappye vir groter wins hulle arbeid na die ooste toe uitgekontrakteer het. So weer eens vir greed. Wat noem mens greed in Afrikaans? Ja, hulle gulsigheid, hulle wil geldgierigheid, meer geld maak ten koste van die mense. Ja. Jy weet en mense hoop nou maar vir Amerika se part, want dit gaan ons raak op 'n manier dat daai dinge gaan waar word en dat hy die werke terugvat Amerika toe en dat mense in sy eie land meer werke gaan kry as gevolg daarvan. Hier is nou 'n bruggie, dit sê so, Trump's onto something good for Americans. As much as I hate to admit it, US President-elect Donald Trump is going to dominate my radar for at least the next 4 years. Ek dink ons radar ook daar, né? Ja, nee. Dis nou Victor Kgomoeswana wat hierso skryf aan Sunday Independent daar. Dus ons gaan nog baie hierso van Trump sien. Kyk, hy meng met verskillende mense en jy sien hom saam met Donald en Don praat met die media. Nou, dis nou Don King, die vorige bokspromotor. Ja. Wat 'n redelike, hy's 'n hoe sal ek sê, hy's 'n persoon wat
jy weet nie hoe om op te vat nie, jy weet ook nie wat om te glo wat die ou sê nie, hy's 'n snaakse kalant hierdie Don King, maar ek sien hy staan daar met 'n paar vlae in sy hande, onder andere een van Israel ook. Ja. En Donald Trump, aangewese president van Amerika, en sy ou vriend, die bokspromotor Don King, hou 'n impromptu media-konferensie buite die Mar-a-Lago oord in Palm Beach, Florida. King het Trump ondersteun as nogal die beste kandidaat vir swart en vroulike kiesers. Is dit nie interessant nie? So met ander woorde, hy's nou teen wat baie van die ander gesê het. Ja. En ek glo ook daar's baie van die ouens wat hom ondersteun het as gevolg daarvan. En net om aan te sluit by daai stukkie wat ek gesien van die Israeliese vlag, PLO outraged over Trump plan for US embassy in Jerusalem. Nou dit gaan 'n groot storie veroorsaak. En dit is 'n skuif. Dit is 'n skuif daarin, né? Ons sal ons oë doppe wat daar presies daar gebeur. Ja, dit sê hierso Saheb Erekat, Secretary General of the Palestine Liberation Organization, die PLO, has warned the PLO will revoke all previously signed agreements. The move would disregard Palestinian claims to the city and terminate a long-standing White House policy to perpetually defer in 1995 congressional decision to recognize Jerusalem as the Israeli capital and move the embassy there. So daar word nou groot dreigemente en ek weet nie of Donald Trump sommer gaan lekker vat op 'n dreigement van daai PLO nie. Nee, hy stuur maar niks. Hierso is nou nog 'n stukkie, né? Trump se kabinet is erg regs. Die beste aanleiding nog van die FSA se rigting. Nou praat jy van al sy nuwe ministers wat hy besig is om aan te stel daar. Jeff Sessions, 'n klipharde regse wat onwettige immigrante genadeloos wil pak. Rick Perry bevraagteken klimaatsverandering en volhoubare energiebronne. Generaal John Kelly, minister van Binnelandse Veiligheid, en hy wil ook 'n muur bou daar. Steven Mnuchin, 'n bankier. Hy het geen politieke ervaring, maar hy het sakke vol geld. Hy's 'n suksesvolle man daar. Ben Carson, 'n ultra-konservatiewe neurochirurg, word minister van huisvesting en stedelike beplanning. As aspirant presidentskandidaat het hy in die voorverkiesings lelike dinge oor Trump kwyt geraak, maar later agter hom gaan staan. Was nogal 'n baie slim skuif daardie gewees, né? Maak vrede met jou vyande en ondersteun hulle. Hy het geen kennis van sy portefeulje nie, maar hy het groot geword in hierdie inner city, soos hy weet van uit persoonlike ervaring. Maar jy sien, Dr. Ben Carson ken die Bybel goed. Ja. Hy ken die storie van Daniel met Nebukadneser. Ja. En daarna die ander koning wat gevolg het na Nebukadneser. Ja. So Daniel het homself onderdanig gehou en hy was in goeie diens gewees van Nebukadneser. Hy het geweet, jy kan hom nie beveg nie, hy gaan word, so met ander woorde, ek dink Ben Carson het sy kop gebruik hierso. So met ander woorde, hy gaan nou en dan met Trump praat. En miskien kan hy vir hom nou en dan sê, maar luister, dit is nie reg nie, ons moet dit so doen. So bly dan eerder saam met die ou en by hom waar jy hom kan help, as om hom te beveg en vyandig teenoor hom te wees en jy's nooit daar om hom te help nie. Ja. So nou kan Ben Carson al sy kennis, want ek is seker hy het redelike Bybelkennis. Jy weet, jy praat so, hier is nou 'n interessante stuk wat ek gekry het uit die Oorsese Burgerheid Christianity Today. Yes, who will pray at Trump's inauguration. Net die mense wat bid daar, dis elke keer so. Kom ons lees hierdie deur, ek seker die kykers sal hierin belangstel. Donald Trump has enlisted a larger, more diverse lineup of clergy than usual to pray him into office at his incoming inauguration ceremony. The group, bigger than any president since Ronald Reagan, reflects his politics, pragmatism and personality. Pragmatism is baie down to earth. It includes evangelical leaders like Franklin Graham, this Billy Graham's seun, Samuel Rodriguez, as well as spiritual advisor Paula White. Dis nou 'n vrou wat mense ook op ander TV-kanale sien daar. Ja. The Florida evangelist, credited with his rumored recent Christian conversion, is Paula White. So sy het hom blykbaar daar tot 'n mate bekeer. And the Detroit prosperity preacher Wayne Jackson. So sommer 'n hele groot reeks, né? Taken together, Graham and White have embodied Trump's embrace on the twinned ideologies of Christian nationalism and capitalist Christianity. Kevin Cruz, a history professor at Princeton University and author of One Nation Under God, told CT.
The two represent the type of pragmatic spirituality that Trump evoked throughout his campaign, with Graham advancing in political agenda and White a financial one. According to John D. Wesley, author of American Exceptionalism and Civil Religion, and an assistant professor of history at Christian Apologetics of Southwestern Baptist Theological Seminary. So met ander woorde, hy het so balans. Een ou wat vir die hele geldelike sake, prosperity, al die hele spectrum. So hy kry so 'n spectrum van almal daar. 'n spectrum van geestelike mense, né? Despite Trump's Presbyterian identity and upbringing, mainline traditions are not represented among the half dozen clergy involved, which include one Catholic and one Jewish leader. So is daar weer katholiek terug. En jy weet, as Wesley noted, his Protestants are evangelicals, a crucial voting bloc that helped Trump win in November. Graham, son of evangelist Billy Graham and president of the Billy Graham Evangelistic Association, recently defended God's role in securing Trump's victory in November. God's role, nogal, né? And appeared alongside the president-elect during Trump's thank you tour this month. Graham did not endorse Trump, but held prayer rallies in all 50 states leading up to the election. But he did not endorse Trump, but he held 50 prayer rallies, né? Nogal 'n ding. It is a privilege to be asked to take part in the inauguration of the next President of the United States. I am very thankful that prayer and reading from God's holy word will be part of this important ceremony as the world watches, he posted on Facebook. We need God's blessing and favor on this nation and our new president, Donald Trump. I'm praying for that. Will you, Fry? Ja, dit is 'n eer om uit die Bybel uit te lees, openlik die Bybel uit te lees, want dit word al hoe meer was dit afgeskaf in Amerika. Ja. Franklin Graham previously prayed at George W. Bush's inauguration in 2001. Billy Graham prayed at the inauguration for Richard Nixon in 1969, George H.W. Bush in 1989, and Bill Clinton in 1993 and in 1997. Soos hierdie. So hy was al daar gewees, né? Hulle kom al 'n lang pad saam met hierdie. Billy Graham was daar gewees. White, a long-time friend, has been Trump's biggest advocate and defender of his faith to fellow Christian leaders. Dis nou daardie dame. But the inauguration lineup also includes figures who have been less enthusiastic and even critical of Trump. Hy bring ook in mense wat hom nie heeltemal ondersteun nie. Hy maak 'n goeie spektrum. Rodriguez, president of the National Hispanic Christian Leadership Conference and a Christianity Today board member, displayed some wariness over Trump's proposals during the campaign. But he has partnered with Trump's transition team to address immigration policy, particularly the status of children of undocumented immigrants. Catholic Cardinal Timothy Dolan, who has criticized Trump's immigration stance, will also speak. The inclusion of such critics suggests a willingness to heal former rifts, which of course would be a welcome and appropriate sign for an inauguration. Wel, dis een ding wat ek van Trump moet sê, jy weet, hy het daarso van sy teenstanders uitgenooi vir onderhoude en hierso by sy inauguration vraai sommer 'n hele verskeidenheid van geestelike mense. Jy weet, nou die dag sê Trump het al klaar geïnterview toe hy teen hulle gery het as president. Toe het hy al reeds geïnterview. So confident was hy. Ja. Rodriguez is slated to offer a reading and invocation, as is White. Graham is slated to offer a reading and benediction, as is Jackson. So daar gaan sommer baie gebid en gelees word. Ja. Inauguration lineups tend to bring controversy along with them, as CT examined after the last one. Ja. Dit gaan weer bespreek word as te veel Bybel en al die te bring, né? As Franklin Graham said, following the lawsuit that resulted from his 2001 inauguration prayer, kyk daar 'n hofsaak na hy gebid het. Anytime you take a stand for Christ, it's going to be controversial. Graham and Hawkins asked Americans to acknowledge you alone as our Lord, our Savior, and our Redeemer, and said, "We pray this in the name of the Father, the Son,
and the Lord Jesus Christ and of the Holy Spirit. Daaroor is hofsaak teen hom gemaak, want hy het slegs die ware God erken daar. Yeah. Saddleback Church pastor Rick Warren prayed Barack Obama into office in 2009 after receiving harsh criticism from both LGBT advocates and evangelicals who opposed Obama. Note, the polls showed that most Americans supported the choice, and Warren stood his ground and delivered a prayer, complete text, that managed to invoke Jesus' name in 4 languages. CT offered 18 more. Aye. The Obama-Warren controversy was one of Christianity Today's top theology stories of 2009. Soos daar nou seker hierna, miskien ook weer hofsaake wees, 'n klomp bespreking, definitief, ons sal kyk wat word als gesê van hierdie inauguration. The LGBT issue came up again during Obama's 2013 inauguration. He tapped Atlanta megachurch pastor Louis Giglio to give the benediction based on Passion's efforts against human trafficking, but Giglio resigned before the event due to scrutiny over a past sermon in which he called homosexuality a sin. Jy weet, en Obama het in die begin ook gesê, uitdruklik gesê, dat homosexuality is 'n sin en hy steun dit, maar hy het onder die druk geswyg. Ja. 8 jaar later of 7 jaar later, ja. En hy het gesê dit is alright. Hy het so jy moet kan opstaan vir die waarheid. Ja. Dit sê hierop, that year, fellow Atlanta pastor Andy Stanley had to explain his inauguration day remarks after calling Obama the pastor-in-chief. Christianity Today revived some of the rituals that traditionally accompanied the inauguration, such as pledging, so God help me, or so help me God, or taking the oath of office on a Bible. Dit sal seker weer op 'n Bybel wees, dis mos uitgehaal vir 'n ruk daar. Jy mag nie die eet op 'n Bybel geneem het nie. The most popular verse chosen by presidents as they take their oath is 2 Chronicles 7 verse 14, which was number 1 Bible verse searched online following Trump's election. The verse reads, "If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and forgive their sin and heal their land." Jy sien, en dit is waarvan ons net nog gepraat het in ons land, wat toepassing op ons land. If my people who are called by my name will be humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. Ja, turn from their wicked ways. Turn from their wicked ways. Nou, ek wens ons number 1 ja. kan hy stukkie gaan lees, 2 Kronieke 7 vers 14. Ja, ja. En ook die mense wat al die brande stig en dronk word ensovoorts, né? Remarks by clergy at the ceremony as well as Trump's speech will cue Americans to the tone of his administration, whether they can expect a shift from the candidate they watched campaign all year. Soos hierdie gebeur en opmerking by die clergy gaan geweldig dopgehou word daar. In all addresses typically follow a common pattern. The goals include ushering in a transition of power by unifying the people with reminders of shared values and praising the institution of the presidency. In much of his conduct so far, Trump has defied conventional wisdom, and he may do so again with this speech. Jy weet, ek gaan so 'n bietjie spring hierso, want ons tyd is min, maar ek moet hierdie stukkie lees. Trump is happy to have others use the God language while he himself can avoid it. He is content to put prominent religious figures out front to represent him as a religiously oriented leader, provided he does not have to represent himself as such. I think Trump understands the power of association with religious figures, and I also think he knows his own limitations in terms of how he thinks about God. Ons hoop nou maar van hierdie ouens wat hy saam ingetrek het daar, kan hom oorhaal. Dit eintlik dis die regte ding om te doen. Ja. Jy weet, jy is nou hierdie mense is tussen en om jou, so hulle moet hom nou oorhaal. Miskien is hierdie hele storie nie net vir Trump om nog een van sy groot oorwinnings te behaal in die lewe en besigheid en goed nie, maar om 'n Christen te word. Precies. Wie weet, miskien is daar hoop wat dit aanbetref. Ek wil afsluit met hierdie prentjie. Daar so is Trump as Superman, die dollars. Nou, soos kykers sal weet, of baie van die kykers,
Amerika speel 'n baie belangrike rol in eindtyd profesie. Nou, of Donald Trump as sulks dan ook 'n rol speel, is ons nie doodseker nie, maar professor Walter Fife het 'n DVD gemaak oor die rol van Donald Trump. Hy noem dit The Trump Card. En een van ons kykers, Johan Barnard, daar van PE, het my aangestuur. As daar enige kykers is wat graag hierdie DVD wil hê, kan ek dit vir die aanstuur per e-pos. Stuur my net 'n SMS met 'n e-posadres of 'n e-pos en sê, stuur die DVD Trump Card van professor Walter Fife, dan stuur ek dit dadelik vir u. daarmee geagte kykers, ons tydjie klaar. Ons sê vir totsiens tot volgende week. Totsiens.